gaan lees uit die woord van die Here in Spreuke 3. Spreuke 3 vanaf vers 1 waar die woord van die Here vir ons 'n perikoop opgeteken het en hy praat oor die vertroue op God met jou hele hart. Ons volle vertroue op hom alleen met ons hele hart. Spreuke 3 vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weerstand wek nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Daar lees ons uit die woord van die Here en ons bid dat hy hierdie woord in ons harte sal seën. Nou ek is besig met hierdie woorde van vers 5 en van vers 6, waar hy praat oor die gedagte dat ons volle vertroue op die Here moet plaas met ons hele hart en ons moenie steun op ons eie insigte van die lewe nie. Ons moet hom ken in al ons weë en dan dink 'n mens aan 'n jaar wat agter ons is, 'n jaar wat verby is. En 'n mens sien hoe dat die lewe verloop het en hoe dat dinge gebeur het. Hoe dat daar goeie dinge en minder goeie dinge was. En dan moet 'n mens jouself toets, het ons hom werklik geken in al ons weë? En ons moet onsself die vraag afvra, was ons baie dan gelyk gemaak gewees? En hierdie twee terme, in al jou weë en baie wat gelyk gemaak moet word, is die begeerte van elkeen van ons se hart tog vir 'n nuwe jaar, soos 2026. Ons sal op baie paaie onsself bevind. Op baie weë sal ons onsself vind in die jaar wat voorlê. Baie myle mag ons aflê, baie teeaansluitings baie beleef, baie uitdagings beleef op verskeie plekke en maniere en sfere van ons lewe. Want ons weet wat die ou gesegde sê, dat meer dae, meer dinge. En daarom is dit nou 'n goeie tyd om so 'n bietjie te pyns oor hierdie gedagte. Dis nou die tyd om so 'n bietjie te dink en te oorweeg wat dit gaan wees wat ons weer gaan definieer in die jaar wat vir ons voorlê. En dan moet ons onsself weeg. Ek is die afgelope tyd besig met 'n studie oor die onderwerp van om te gaan vir die Here. En ek is so besig met die boek van Matteus en in hierdie boek van Matteus is daar verskeie verwysings na hierdie onderwerp van om te gaan vir die Here of om te gaan vir iets baie spesifiek. En as ek hom dan ken in al my weë en as ek dan nou doen wat hy dan nou van my verwag, dan sal ek altyd met hierdie weg bekend wees. Omdat ek die Here met my hele hart dien, met my hele wese dien en wat hy wil en waar hy wil en hoe hy wil en wanneer hy wil, is die begeerte van my hart. So kyk saam met my na so 'n paar gedagtes uit hierdie boek van Matteus, waarin ek en jy 'n gaaner behoort te wees. Ons behoort so besig te wees om te gaan in hierdie weë van die lewe, terwyl ons hom ken in al hierdie weë, sodat ons op die einde van die dag daardie gelykgemaakte paaie kan beleef. Ek maak verskoning, die rekenaar het besluit, hy wil nie werk vanaand nie, en ek gaan hom nou maar net eers so los, maar die woord bly dieselfde, sonder al die prentjies by. Nou die gedagte wat ek aan gedink het is, hier gaan ons. Ons stel die minute af, net so voor die einde van hierdie jaar. 365 dae is verby, vele keuses, vele regtes en vele verkeerde keuses. Soms teleurstellend, soms uitdagend, soms
groot oorwinnings. En ons gaan soms baie ver en ons bereik soms baie daarmee. En ander kere gaan ons nie so ver en ons bereik meer met die minder wat ons afgelê het. Maar hierdie vers sê vir ons in Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë. Elke deeltjie van 'n weg wat jy jouself op sal vind en vertrou die Here dat hy die paaie vir ons sal gelyk maak. Hierdie woordjie wat ons na kyk op hierdie stadium om op hierdie weë van die lewe te gaan, is om te gaan. Hierdie woordjie om te gaan is in die woord van die Here opgeteken in die Nuwe Testament meer as 500 keer. In die hele Bybel, meer as 1800 keer in die Bybel word hierdie woord opgeteken. En daar's baie dinge waarin ek en jy behoort te gaan. Om te volhard. Ons behoort dadelik te gaan wanneer die Here vir ons 'n woord gee. Ons behoort met alles wat ons het en alles wat ons is, behoort ons te gaan. En soos wat die Engelsman sou sê, to go for it. En nou vind ons onsself hier in die begin van 'n nuwe lewensjaar. In die doodsnikke van 'n ou lewensjaar wat verby is. En dit is ons nodig om vir onsself mooi te toets en te kyk en sê, wat gaan ons in hierdie jaar doen in al ons weë? Nou vroeg in die Bybel alreeds, is hierdie woordjie alreeds gebruik gewees. In Genesis 12, kom praat die Here met Abraham. En hy sê vir Abraham om sy vader se huis te verlaat en na 'n vreemde land toe te trek. En omdat Abraham gehoorsaam is aan hierdie een woordjie, kon hierdie man gegroei het in sy verhouding met die Here. Kon hierdie man op daardie plek wees te midde van 'n onbekende en 'n onsekere en eintlik 'n vreesaanjaende toekoms wat hy beleef het, kon hy gegroei het tot 'n vriend van die Here. Net omdat hy gaan toe God gesê het hy moet gaan. En al meer en meer kon hy groei in sy kennis van die Here. Al meer en meer kon hy groei in sy ondervinding van die Here. En daarom het ons nodig om soos Abraham, te midde van die onsekerheid van 2026, te midde van dit wat vir ons dalk in die duisternis mag wees van die jaar wat voorlê, moet ons let op hierdie woord, wanneer die Here vir ons sê, dis nou die tyd om elke weg te oorweeg waarop ons moet gaan, sodat ons hom kan ken in al ons weë. Want dan kan ons groei in die Here. Dan kan ons groei in ons geloof. Dan kan ons groei in ons alledaagse lewe en ons kan bruikbaar wees, toegewy aan die Here met die jaar wat hy aan ons kom toevertrou. So kom ons doen dit met oorgawe. Nou in Matteus vind ons verskillende verwysings hierna. Matteus leer ons ook wat dit sou wees as ons nie reg sou gaan vir die Here nie. En as ons begin praat oor die boek van Matteus, en ek vra vir jou, wat 'n woordjie, of wat 'n vers verwys vir ons na hierdie gedagte van om te gaan, dan sal almal een vers aanhaal, en dis Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan dan heen, maak disippels. En daar's baie dinge in die res van die boek wat ter harte geneem moet word. En baie maal skiep ons al die ander dinge uit hierdie ander 28 hoofstukke uit, en ons gaan net vir hierdie een, gaan en maak disippels. Maar net so belangrik soos wat hierdie een enkele vers is, so belangrik is elke ander vers om te gaan, waarna ons moet oplet in hierdie boek. So wat behoort ons gaan te wees? En wanneer my gaan nie reg is soos wat dit behoort te wees nie, dan leer ons ook in hierdie boek wat die gevare is, wat gebeur met my, wanneer hierdie gaan nie is wat dit moet wees nie. Matteus 25 vers 10 sê, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Omdat daar mense was wat gereed was, kon hulle saam met hom gegaan het, en omdat mense was wat nie gereed was nie, kon hulle nie saam met hom gegaan het en gedeel het in daardie groot oomblik nie. En 2026 kan ook so 'n breekbare oomblik wees, so 'n breekdeel in die ewigheid se geskiedenis van die wat gereed is en die wat nie gereed is nie. Matteus 7 vers 23 sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my. En hoe verskriklik sou dit wees om hierdie woord van God af te hoor, gaan ja, maar gaan weg van my, want ek het jou nooit geken nie. Matteus 20 vers 6 sê, en omtrent die 11de uur gaan hy uit en vind ander ledig staan. En hy sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig?
Ja vriende, die woord van die Here sê vir ons, hy gaan kom. Daar gaan 'n oomblik wees waar hy in beweging gaan wees en waar hy gaan kom en dit mag dalk net in 2026 wees. En sal hy ons dalk ledig vind? Matteus 20 vers 7 sê, hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Dis altyd mos iemand anders wie die skuld moet dra. Hy sê toe vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal julle ontvang. En is daar vir ons 'n kosbare woord daarin opgesluit, om te gaan in die akker van die Here, om te gaan in die wingerd van die Here, om te gaan daar waar God ons wil gebruik, sodat hy ons kan beloon met dit wat vir hom reg is, in die jaar wat vir ons voorlê. Matteus 27 vers 4 sê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. Vers 5 sê, en hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. En praat van Judas, wat verkeerdelik gegaan het. Hy het vir die verkeerde rede gegaan en die gevolg van dit, uit hierdie geestelike ledigheid, wat die duiwel se oorkussing is, dit het sy gees en sy siel en sy liggaam gekos. Is dit maklik om te gaan? Nee, dit is verseker nie maklik om te gaan nie. Maar Matteus 23 vers 13 sê, wee die een wat 'n hindernis werp vir een om te gaan. En mag die Here ons in die jaar wat voorlê, so kom inspireer, so kom dring, so kom dryf, dat ons vir niemand 'n meelsteen sal wees, 'n hindernis sal wees, om te kan gaan vir die koninkryk van God, om te kan gaan vir dit wat God se wil is nie. Maar kom ons kyk deur die boek van Matteus. Daar 'n paar eenvoudige gedagtes wat ek graag vir u wil wys, oor hierdie onderwerp van om te gaan, op al hierdie weë van ons lewens. Matteus 5 vers 23 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. En dit bring my by die gedagte, dat hy wil hê dat ons moet heel eers voor ons kan gaan om disippels te gaan maak, voor ons kan gaan om die wêreld te gaan waarsku, voor ons kan gaan om die wêreld te gaan bereik, voor ons kan gaan om die wêreld te gaan verander, moet ons heel eerstens gaan met 'n hart om versoening te kan werk onder mekaar. Hy praat hier oor die onderwerp waarmee ons so baie sukkel. Van die woord leer ons dat ons baie maal met 'n balk in ons eie oog sit, maar 'n splinter in 'n broeder se oog wil uithaal. En daarom sukkel ons om by hierdie plek uit te kom van versoening, want ons fokus altyd op 'n ander een se probleem. Maar eers sê hy, ons moet gaan om versoening te bewerk. Jy sien die kwessie van hierdie versoening, is hy wil hê dat ons by 'n plek sal kom, dat hy, wanneer jy by godsdiensaanbidding sou kom, jy wil 'n offer bring voor die Here, skuif jou godsdiens eenkant, skuif jou offer eenkant, en gaan fokus om versoening te bewerk, want daar is 'n hartskwaal wat 'n kwessie is. Hierdie versoening is om herstel te bring, so asof dit nog nooit daar was nie. Dis om genesing te bring, dis om gesondheid te bring, dis om nuwe lewe te bring, dis om die verstoring wat daar is, en die skeiding wat daar is, te kom wegneem. En dis die een heel eerste opdrag wat gegee word, gaan om versoening te bewerk, wat ons baie maal so mee sukkel. Ons sukkel met dit baie maal binne in die huwelik. Ons sukkel met dit baie maal so binne in die familie. Ons sukkel met dit baie maal daar waar die tyre die teer tref, daar waar ons met mekaar te doen kry, daar in die klub, daar in die werk, daar in die huis, en daar waar dit so maklik gebeur, dat dit vir ons net te moeisaam is, en ons sukkel om die eenheid wat versteur is, te herstel. Hier die eerste opdrag, wat nodig is voordat ons langse tyd van nou af kan begin om disippels te gaan haal en disippels te gaan maak, om die wat die Here rondom ons kom plaas het, by versoening te bring. En ons sukkel om dit gedoen te kry. Om dinge uit te stryk, om dinge reg te maak. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, kom wys vir ons in die jaar wat voorlê. Help ons, Here, om gewillig te wees, om te gaan, om daar reg te maak, waar dit regtig nodig is. Daar die kind wat vir ons moeilik is, daar die ouer wat vir ons moeilik is, daar die vriend wat vir ons moeilik is. Om daar die versoening te bewerk soos wat God wil hê, dit moet wees. En jy weet waarvan ek praat. Soms kom dit op die moeilikste tye. Die tweede een wat vir my uitstaan van hierdie gaan, in elkeen van die weë van ons lewens, is hierdie tweede ene in Matteus 6 vers 6 tot vers 8.
Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Jy sien vriende, voordat ons enigstens kan probeer om disippels te gaan maak en die wêreld te gaan verander, het ons eers nodig om gewillig te wees om te gaan in die binnekamer, daar waar dit net ek en die Here is. Daar die geslote sake tussen my en God alleen. Daar waar niemand van weet nie. Daar waar ek nie God kan beïndruk met ydelle eer en ydelle herhaling van woorde nie, maar om te gaan, want ek weet, hy sien my soos ek is. In ons binnekamer sal die woord van God ons louter. In die binnekamer sal die gees van God ons lei in die volle waarheid. In die binnekamer sal die vuur van God ons dring om meer en meer te wil doen vir die saak. Maar ons kan nie gaan na die binnekamer as ons met sonde in ons lewens sit wat ons koester nie. Ons het nodig om in die jaar wat voor lê te gaan in gebed vir ons huise, vir ons werke, vir ons kerk, vir ons familie, vir ons dorp, vir ons land, vir ons volk, vir ons gemeente. Ons het nodig om te gaan in gebed, want as ons nie gaan in gebed nie, kan ons disippelskap heel laaste op die lys plaas, en baie maal sit ons dit heel eerste op die lys. En die disippelskap is eintlik 'n gevolg van mense wat gaan na die binnekamer toe. Matteus 7 vers 13 gee die volgende en hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Hy praat hier van om te gaan en te hou by die nou weg, om te gaan na daardie weg met die nou standaard van die woord van die Here. Daar die eensame pad, daar die verstote pad, daar die straight and narrow pad. Dis 'n pad wat gevaarlik is, dis 'n pad wat 'n prys kos, dis 'n pad wat moeisaam is, dis 'n pad vol van aanslae, maar dis 'n pad waarop God wil hê dat ek en jy sal gaan. En dit begin nou en dit eindig nou. Ja, dis 'n pad wat verworpe is, want die meeste mense verag dit. Ja, dis nie 'n pad waar die vlees toegelaat word nie. Dis nie 'n pad waar manipulasie toegelaat word nie. Dis nie 'n pad waar wêreldsgesindheid toegelaat word nie. Dis nie 'n pad waar eie willigheid toegelaat word nie. Dis 'n pad waarop ek nou geset wandel in die weg van die Here. Jy sien, ons kan nie sê dat ons hom in al ons weë wil eer en wil aanbid en wil dien en wil respekteer, maar ons volg die breë weg nie. Ons loop hand om die blaas met sonde. Ons leef in die ou wêreld asof dit deel is van ons. Maar op hierdie nou poort is daar verskeie vyande. Die vlees, die wêreld, ja, die onsigbare vyand wat ons nou die dag na gekyk het. Op die breë pad is daar min vyande, want die bose is nie jou vyand op die breë pad nie, want onthou, hy is jou vader, en die begeertes van jou vader sal jy doen. En op die breë pad is jy in vriendskap met die wêreld. En in die breë pad is vlees nie jou vyand nie, want jy is hand om die blaas met sonde. Maar op die nou pad is dit 'n moeisame, geen kompromie, om alles prys te gee, en om niks terug te hou in die pad. So ek en jy het nodig in 2026, om te gaan op hierdie nou weg. Dit kos 'n man op 'n perd om te gaan op hierdie nou weg, om nie meer om te gee oor die hier en nou nie, om te sterf vir myself, om gewillig te wees, om te doen wat God van my verwag. Maar ons gaan verder. Matteus 8 vers 4 leer vir ons van 'n volgende gaan wat ons moet doen. Hy sê, en Jesus sê vir hom, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer die gawe wat Moses voorgeskryf het tot 'n getuienis. Hy praat van om te gaan vir die getuienis. En ek en jy moet onsself die vraag afvra, is ons gewillig om hierdie pad te loop, wat hierdie man moes loop, om siekte te verdra, totdat die Here die toestemming gee, en die genesing gee, en dan te leef ter wille van die getuienis, is ons daardie mense, wat in hierdie tyd waarin ons is, gewillig sal wees, om ter wille van die getuienis, alles te gee wat God van ons verwag. Ja, ons het baie dinge waarvoor ons bereid is om alles te gee, maar ons is bereid om alles te gee, en vir alles te gaan, ter wille van die getuienis. Want hoe lyk dit met ons getuienis van redding? Hoe lyk dit met ons getuienis van die werk wat God in ons harte kom doen? Hoe lyk dit met ons getuienis van wat God in ons huise kom doen, en in ons werke kom doen?
Leef ons terwille van daardie getuienis. Want dis waarvoor God wil hê ons moet gaan. Nog 'n vers wat hy wil praat oor, daarvoor dat ons moet gaan. Hy sê, toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees, soos jy geglo het. Ons vind dit in Matteus 8 vers 13, om te gaan volgens jou geloof. Jy sien, om te gaan volgens jou geloof beteken dat geloof moet begin uitwerk in jou lewe. Jy moet begin groei in die geloof. Dit moet al hoe meer en meer tot verwerkliking kom in my lewe. En ek moet toeneem in die geloof. Ek moet groei in die geloof. En hierdie geloof moet so in my lewe aan die brand wees, dat dit ander mense kan aansteek. Kan ons gaan in 2026 om te groei in daardie geloof, sodat ons hierdie woord kan hoor, soos wat dit is in jou geloof, dat jy so sal gaan. Matteus 8 vers 19 gee vanoggend een. Hy sê, 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. En dit bring my by die gedagte dat ek en jy moet gaan waar hy gaan. Ek en jy moet bereid wees om te gaan soos wat hy wil hê ons moet gaan, waar hy wil hê ons moet gaan, wanneer hy wil hê ons moet gaan, sodat ek en jy op daardie plek kan wees in 2026, dat wanneer God beweeg, is ons met hom onder sy wolkkolom en sy vuurkolom. Dan kan ons sing waar hy lê, daar sal ek meegaan. Om so te gaan waar hy wil hê ons moet gaan, praat van 'n ingesteldheid. Dit praat van 'n afhanklikheid om tree vir tree te stap waar sy voetspore was. Dit praat van 'n toenadering tot hom om met presisie te volg in sy voetspore. Dit praat van 'n gewilligheid om nie my eie rigting te volg nie. Dit praat van 'n ywer om te hou by sy pad. Dit praat van 'n gehoorsaamheid. Dit praat van 'n salwing om te gaan waar hy alleen gaan. Matteus 9 vers 13 gaan verder. Hy sê, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En hy wil hê ons moet gaan om te leer. Ons moet gaan in 'n leerbare gees. Ons moet gaan gewillig sodat hy vir ons kan kom wys. En hy wil ons baie dinge kom leer. In hierdie vers kom die red so mooi. Hy wil hê ons moet leer wat God se wil vir ons is in 2026. Hy sê sy wil is barmhartigheid en nie offers nie. Jy beïndruk God nie met die dingetjies wat jy vir hom kan bring nie, maar dat jy 'n hart het vir mense wat barmhartigheid nodig het. Hy sê ons moet leer wat dit is waarom hy gekom het. Hy sê ons moet leer wat dit is waartoe hy mense roep. Hy sê ons moet leer wat dit is wat God se hartklop is. En ek dink dis die gebed van my hart. Dat die Here ons sal kom leer in die jaar wat voorlê, om met noukeurigheid die hartklop van God te soek vir ons gemeente. Matteus 10 vers 5 gaan verder. Hy sê, Jesus het die 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Hy sê, moenie na die wêreld daar buite gaan nie, moenie na die onbekende wêreld toe gaan nie, maar gaan na my kudde toe, gaan na my kinders toe, gaan na my volk toe, die wat ek aan jou toe vertrou het, gaan na hulle toe. Die wat ek vrygekoop het, die vir wie ek die prys betaal het, die wie ek losgekoop het, my eie mense, my eie volk, my eie familie, my eie kerk, gaan na hulle toe. Jy sien vriende, ons op baie maal wil ons vir die wêreld gaan, maar onder ons eie dakke wil ons nie gaan nie. Ons wil gaan vir al die verste uitlande, maar vir ons eie mense het ons geen passie nie. As ons moet eers leer om 'n passie te hê vir ons eie, vir ons 'n passie kan hê vir die res van die wêreld. Matteus 13 vers 28 gee die volgende een. Hy sê hierdie woorde, hy sê, want hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Hy praat hier van die gedagte en hy sê, daar's onkruid wat gesaai word. Nou antwoord hy en sê, dis vyandige mense wat hierdie onkruid gesaai het, en hulle vra die vraag, wil u hê ons moet gaan om die onkruid te gaan uithaal en te gaan wegvat? Nou antwoord hy en sê, nee, dat hulle eintlik maar net versigtig moet wees, wat hulle self gaan saai. En so kan ek en jy met versigtigheid gaan in 2026, en versigtig wees wat se saad ons gaan saai. Gaan ons dalk onkruid saai in ons huis? Gaan ons dalk onkruid saai in ons gesin, in ons huwelik of in ons kerk?
Gaan ons dalk besig wees om te saai met dit wat onkruid is? Want dit wat jy saai, dit sal jy maai. Matteus 13 vers 44 gaan verder, hy sê verder, is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand. Waarom? Want hy kom en hy neem 'n ou klein saadjie en hy plant daardie saadjie met versigtigheid in hierdie saailand. En 'n tyd later dan hierdie saailand so geontwikkel dat daar veel meer vrug uit dit uitkom as wat daardie ou saadjie het. Hy sê so is die koninkryk van God. Dis soos 'n skat wat verborge is. Dis 'n ou klein saadjie in jou gedagte, maar God se koninkryk is soveel groter, soveel meer, soveel ryker, soveel meer wonderbaar dat jy alles sal prys gee en dit blye bargain. So moet ek en jy bereid wees om te gaan en alles prys te gee vir die koninkryk van God, want dit is veel meer as wat ons ooit kon bedink, wat ons ooit kon plant. Wat 'n skat om daarna te jaag. 'n Ou saadjie wat geplant word en 'n oes so groot dat die arbeiders te min is. Matteus 14 vers 22 en verder, hy sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. Hy het hulle gedwing om in hierdie skei te gaan. Hy het hulle gedwing om in hierdie storm in te gaan en hy verwag van ons as sy disippels om gewillig te wees om te gaan te midde van die storms wat ons weet wat gaan kom. Of die wat ons nie weet wat gaan kom nie, maar ons moet gewillig wees daartoe. Want soms kom die Here en hy dwing ons in 'n rigting in sodat ons deur 'n storm kan gaan. Hy het geweet daar kom 'n storm. Hy het geweet hoe hulle gaan reageer op die storm. Hy het geweet wie sal skrik. Hy het geweet wie gaan sink. Hy het geweet wie gaan in die boot bly. Hy het geweet wie gaan uit die boot uitklim. En hy het gemik om hulle juis in die storm in te stuur. Soms stuur God ons in die middel van 'n storm in. En ek en jy moet in 2026 gewillig wees om te gaan te midde van die storms. Want God het so gesê. Dan sien ons in Matteus 14 vers 29 tot vers 31. Hy sê, kom Petrus, klim toe van die skei af en loop op die water na Jesus, om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en hom vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Hy verwag van jou en van my om soos 'n Petrus te gaan met hierdie een doel, om naby hom te wees. Al weet jy die potensiaal om te sink, al weet jy dit mag dalk net die grootste storm van jou lewe wees, al weet jy die golwe is vir jou oorweldigend, moet jy bereid wees om te gaan, sodat jy naby aan hom kan wees. En so moet ek en jy in die jaar wat voor lê, sê Here, help my dan om uit die boot te klim wanneer ek moet uitklim. Help my om nie te kyk na die golwe nie. Help my Here om op U alleen te fokus. Ja, soms beteken dit ons moet gaan op ons knieë. Soms beteken dit ons moet deur die lewe gaan, te midde van baie wat ons kan verloor. Van die storms van die lewe het baie keer die effek wat blywend is. En dan sien ons ook in Matteus 8 vers 12. Hy sê, wat dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? So verwag hy van jou en van my, om in hierdie jaar wat voor lê, te gaan vir die wat verdwaald geraak het. Te gaan en te gaan soek vir die wat nie weet watter kant toe nie, om te gaan met 'n hart vir daardie wat verdwaal het. Soek ons asof ons lewe daarvan afhang, want dis wat dit beteken wat hy van ons verwag. Soek ons asof dit sy skape is wat ons gaan soek. Soek ons asof hy dit gekoop het met sy kosbare bloed. Soek ons asof hy dit gekoop het om sy kosbare besitting te wees. Soek ons sonder ophou. Mag ons in 2026 soek na elke een wat verdwaald geraak het, met die hart van die herder van die hemel. Matteus 19 vers 21 hier die volgende, hy sê, Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. God wil hê dat ek en jy sal gaan,
ter wille van die skat wat in die hemel vir ons opgesluit is. Ja, ons wil baie keer gaan vir die skatte op die aarde. Ons wil baie keer gaan vir die skatte wat ons hier kan bekom, wat deur mot en roes verniel kan word, maar hy wil hê ons moet gaan vir die skat in die hemel. Vir die ryk jong man was dit te veel gevra. En vir baie in 2026 gaan dit ook te veel gevra te wees. Daarom moet ons sê, ag Here, help ons. Dat ons sal gaan ter wille van die skat in die hemel. Dan sê hy in Matteus 22 vers 9, hy sê, gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Hy wil hê ons moet gaan om almal te nooi. Waar ons onsself mag vind, waar ons op die besigste deel van die lewe kan wees, waar ons op die moeisaamste deel van die lewe kan wees, moet ons gaan met 'n hart om te gaan soek, te gaan nooi en mense saam met ons te kan neem nader aan hom. Gewillig om te gaan wanneer hy wil hê ons moet gaan. En dan die heel laaste ene. Matteus 14 vers 22. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. En daar is 'n oproep wat vir jou en vir my gerig word. Hier in die doodsnikke van 'n ou jaar en die begin van 'n nuwe jaar. Dat ons onsself moet weeg en onsself moet toets. Gaan ons met die verwagting van sy koms. Gaan ons met die verwagting om uit te gaan hom tegemoet. Gaan ons met die verwagting, hy kan enige oomblik kom, dis dalk ons laaste kans, dis dalk ons laaste diens, dis dalk ons laaste geleentheid. En dan moet ons sê, Here, help ons om te gaan met die verwagting van u koms. En as ons al hierdie dinge voorgegaan het, en as ons met 'n groot ywer gewerk het, om vir elke een van hierdie weë te gaan, dan kan ons kom by Matteus 28 vers 19, om te gaan en al gaanende, wat die woord eintlik vir ons daar sê, disippels te gaan maak. Hoe mag 2026 vir ons 'n jaar wees, waarin ons kan groei soos 'n Abraham, omdat ons gaan, waar God wil hê ons moet gaan. Mag dit vir ons 'n jaar wees, omdat ons gewillig is, te midde van die onbekende, te midde van die onsekere, om te gaan, en daar waar ek moet gaan versoen, dat ek gaan versoen, dat ek sal gaan in die binnekamer, om deur God geleer en gelei te word, dat ek sal gaan deur die nou poort, en daar die een enkele voetspoorpad, waar hy my kom lei, dat ek sal gaan, ter wille van sy getuienis, dat ek sal gaan, in die geloof, en dat my geloof tot volle verwerklik in my lewe sal kom, dat ek kan groei in die Here, dat hierdie geloofsvuur in my hart kan aansteek, en ander mense kan aansteek, om ook daarin te kan groei, dat ons sal gaan waar hy wil hê ons moet gaan, en waar hy mag gaan, dat ons sal gaan om te leer wat hy wil hê ons moet weet, dat ons sal gaan vir sy kudde, dat ons sal gaan om te saai met versigtigheid, dat ons sal gaan vir sy koninkryk, dat ons sal gaan te midde van die storms wat ons mag beleef, dat ons sal gaan om naby hom te wees en naby hom alleen, dat ons sal gaan vir die hemelse skat wat op ons wag, dat ons sal gaan om almal met ons saam te nooi, en dat ons sal gaan met 'n verwagting vir die koms van die Here. Dit is baie maklik om te sê, gaan dan heen, maak disippels. En al die ander weë waarop ons veronderstel is om te gaan, kan ons eenkant skuif. Mag 2026 die jaar wees waar ons sê, Here, help ons om terug te kom na die basis van om te gaan. En dat ons gewillig sal wees om te gaan soos wat U wil hê, waar U wil hê en wanneer U wil hê. Mag die Here U seën om met 'n groot ywer te doen, nou geset, volgens die woord van die Here. Mag hy die woord aan ons harte kom seën. Kom ons buig ons harte en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om vanaand na U toe te kan kom. Ja, Here, ons weet dat ons as mens is so feilbaar. Ons sukkel soms om te hoor hoe U wil hê ons moet gaan, maar U kom vanaand in hierdie boodskap en wys vir ons daar soveel dinge waarin ons onsself kan beywer om te gaan vir die saak van die Here. En wil ons U kom bid, Here, dat U ons sal kom herinner, dat U ons sal kom opwek, dat U ons sal kom dring, dat U ons sal kom dryf. En ja, Here, dat ons op die einde van die dag ook kan gaan om disippels te kan gaan maak. Maar Here, help ons om gewillig te wees om te gaan op elkeen van die weë wat U van ons verwag, sodat U ons paai vir ons gelyk kan maak in die volgende lewensjaar. Here, vir U wonderlike naam, ons aanbid U vir die voorreg
dat U saam met ons gaan. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons lied saam sing om die diens mee af te sluit.